Goeiemôre, ek glo dit is Sondag die 8de Februarie en ons gesels nog steeds oor die kerk in die boek van Handelinge. Ek sê weer wat ek vorige keer gesê het, die boek van Handelinge is 'n bloudruk van hoe die kerk, hoe die moderne kerk vandag moet lyk. Kerk is veronderstel om gebaseer te word op godsdienstige praktyke of tradisies wat die Heilige Gees uitsluit nie. Kerk het haar geboorte deur die Heilige Gees gehad. Die evangelie van Jesus Christus is nie 'n teorie nie, dit is 'n praktiese evangelie, gedryf deur die Heilige Gees. Hoe het die disippels van daardie dag hierdie saak benader? Petrus en Johannes gaan na die tempel, die vroegie oggend, hulle sien 'n verlamde man en Petrus sê vir hom, kyk na ons. Hy het na hulle gekyk en vers 6 sê van Handelinge 3, Petrus sê vir hom, silwer of goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek jou in die naam van Jesus Christus, die Nasareër, staan op en loop. Die omstanders sien wat gebeur het, verwonder hulle, en Petrus sê vir hulle, vers 12, Israeliete, waarom is julle hieroor verwonderd? Waarom kyk julle ons so aan, asof ons deur ons eie krag of godsvrug bewerk het, dat hy loop? Hulle het geen krediet geneem vir hierdie wonderwerk nie, maar Petrus benut die geleentheid, om die evangelie van die koninkryk te verkondig en die kerk groei. In Handelinge 4 vers 4 sê, baie van die wat die woord gehoor het geglo, en die getal van die man het tot 5000 geword. Van 3000 na 5000 groei die kerk. Petrus en Johannes word opgesluit tot die volgende oggend om ondervra te word deur die owerhede, en Petrus neem weer eens die geleentheid om die woord te verkondig. Vers 13, en toe hulle vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus gesien. Hoe sal u daar vannou op die studeerkamer se muur 'n grade sertifikaat te hang wat sê u is ongeletterd, ongeleerd en eenvoudig? Belangrikste is geselle van Jesus, metgeselle van Jesus. Wat 'n mooi getuienis. Owerhede dreig hulle en laat hulle toe los. Vers 18, hulle het hulle geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. En Petrus en Johannes gaan na die ander disippels toe, vertel wat gebeur het en almal begin te bid. En in vers 31, toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was. Hulle is almal vervul met die Heilige Gees en die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Daar was seker baie ander mense, jong disippels, by mekaar gewees, en ons almal vervul met die Heilige Gees. Weer sien ons die gelowiges help mekaar deur die verkoop van hulle besittings en verdeel die opbrengs, maar, en Handelinge 5 vers 1, maar 'n sekere man met die naam van Ananias, het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop en ook by die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Ek sê weer wat ek laas gesê het, die Here het nie gesê, julle almal wat gelowig word, moet al hulle besittings verkoop nie. Maar hierdie mense was oneerlik gewees. Petrus bestraf hulle omdat hulle vir die Heilige Gees gelieg het en albei van hulle sterf en is begrawe. En dit bring vrees oor die hele volk en oor almal van buite af wat hiervan gehoor het. En baie tekens en wonders vind plaas onder die hande van die apostels. Hulle is almal eendragtig en menige gelowiges word by die kerk gevoeg. Handelinge 5 vers 14 en vers 15 sê, sodat hulle die siekes op die strate uitgedraai op bedde en draagbare gelê het met die bedoeling dat as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee op iemand van hulle sou val. Weer word die apostels gearresteer en die tronk gesit. Handelinge 5:19, waar 'n engel van die Here het in die nag die deure van die gevangenis oopgemaak en hulle uitgelei en gesê, gaan heen, staan en vertel in die tempel aan die volk al die woorde van hierdie lewe, hierdie ewige lewe. Hulle word gehaal nadat hulle gesoek is en gevra waarom hulle die opdragte gehoorsaam het nie, in vers 29, en Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Is dit nie 'n antwoord wat ons baie maal nodig het nie? Op advies van 'n fariseer met die naam van Gamaliel, word die apostels, nadat hulle geslaan was, vrygelaat en beveel om nie in die naam van Jesus te praat nie. Vers 41, hy toe van die raad af weggegaan, bly dat hulle waardig geag was om vir sy naam te ly.
en hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie, Evangelies te verkondig dat Jesus die Christus is. Hulle word beskuldig dat hulle die weduwees oor die hoof sien en hulle besluit in Handelinge 6 vers 3, kyk aan uit broeders, daar 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. Jakobs ouderlinge, né? Maar ons in die gebed, sal in die gebed by en in die bediening van die woord. En Handelinge 6 vers 7, en die woord van God het toegeneem, die getal van discipels het in Jerusalem baie vermeerder, 'n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. En vers 8, en Stefanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Godsdienstige leiers reël vir valse getuies teen Stefanus, en hulle het Stefanus gestedig, terwyl hulle die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees, Handelinge 7 vers 60, en hy het op sy knieë neergeval met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle die sonde nie toe nie, en met die woorde het hy ontslaap. Eerste martelaar vir Jesus Christus. Groot vervolging het die gemeente te Jerusalem ontstaan, en die gelowiges is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria. En Handelinge 8 vers 4 sê, en die wat verstrooi is, het nie gaan sit en huil nie. Hulle het die land deurgegaan, die woord van God en die woord van die evangelie verkondig. Filippus het afgekom na 'n stad van Samaria, en Christus aan hulle verkondig, en wonderwerke vind plaas, en daar was groot blydskap in daardie stad, kan jy dink. En die engel van die Here praat met Filippus en stuur hom op 'n pad tot afloop van Jerusalem na Gaza, waar hy 'n man van Ethiopië ontteekom, wat op sy wa sit en die profeet Jesaja lees. Filippus verduidelik vir hom wat beteken hierdie woorde in Jesaja, en hy doop hom nadat hy Jesus aangeneem het, en die gees van die Here voer hom weg, en hy bevind hom in Asdod, waar hy die land deurgaan en die evangelie verkondig in al hulle stede. Hoofstuk 9 vind ons dat Saulus 'n ontmoeting met Jesus op die pad na Damaskus het. Hy word gered, hy word vervul met die Heilige Gees en hy word gedoop. En dan in 9 vers 20, en hy dadelik Christus in die sinagoges verkondig, dat hy die Seun van God is, wat die Jode beplan om hom dood te maak, en die disippels laat hom in die nag buite die stadsmuur afsak in 'n groot mandjie. En vers 31 sien ons dat die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria vrede gehad het, hulle word opgebou, hulle wandel in die vrees van die Here, baie belangrik, die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, en so het hulle vermeerder. In Handelinge 9 vers 36 tot 43 maak Petrus vir Tabitha of Dorcas gesond wat gesterf het. In Handelinge 10 word Petrus na Cornelius, hoof van oor 100, wat in vasting en gebed was, gestuur. Eers sien Petrus die verrukking van sinne, 'n laken met onrein diere op, en die Here sê vir hom, staan op Petrus, slag en eet. En Petrus sê, nooit die Here, want ek het nooit iets onheiligs of onrein geëet nie. Here sê, vir wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie. Dit het hier verwys na die heidene. So het die saligheid na die heidene toegekom. So gaan Petrus saam met Cornelius se manne, preek die evangelie aan hulle, en Handelinge 10 vers 44, toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek, niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie, en hulle het almal gedoop. Daar kom toe 'n profeet genaamd Agabus, wat deur die Heilige Gees te kenne gee, dat daar 'n groot hongersnood oor die hele wêreld sou kom, wat ook gekom het onder keiser Claudius, en Handelinge 11 vers 29, disippels besluit dat iedereen van hulle daar sy vermoë u sou stuur, tot versorging van die broeders wat in Judea woon. En dit het hulle ook gedoen, en dit deur Barnabas en Saulus aan die ouderlinge gestuur. In hoofstuk 12 vermoor koning Herodes vir Jakobus, Johannes se broer. Hy laat Petrus arresteer en sit hom in die gevangenis, in die diepste deel van die gevangenis, waar aanhoudende gebed word vir hom opgestuur deur die gemeente. En 'n engel lei Petrus uit die gevangenis,
waarop hy reg het na die gemeente toe gaan, homself bekendstel dat hy uit die gevangenis uit is en hy vertrek na Caesarea. En die Herodes soek die volgende dag na Petrus, kry hom nie, en hy verhoor die wagte wat veronderstel was om hom te bewaak. Die kerk was absoluut deur die Heilige Gees bestuur. Want kyk wat sê in Handelinge 13 vers 2. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. En toe hulle gevas en gebid het, en hulle die hande opgelê het, laat hulle gaan. Selfs steniging kon Paulus nie onderkry nie. Handelinge 14 vers 19. Maar daar het Jode van Antiochië en Iconium aangekom, en hulle het, nadat hulle die skare omgepraat het, Paulus gestenig en hom buitekant die stad gesleep met die gedagte dat hy dood was. Dat die disippels hom omring, het hy opgestaan en in die stad gekom en die volgende dag saam met Barnabas na Derbe vertrek. Ook tronkstraf kon hulle nie keer nie. Handelinge 16 vers 24. En hy het toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete aan die blok vasgemaak. Dit was Paulus en Silas. En vers 25, en omtrent midderdag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskud het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeye van almal het losgeraak. Dit kon net 'n engel gewees het wat die boeye kom losmaak het. Die bewaarder word gered, vers 33, dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem, hulle wonde gewas en is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Want ons hierdie studie van die eerste kerk doen, sien ons duidelik dat die Heilige Gees die stuurman was, om die kerk te orden en te heilig. En al wat die disippels gehad het om te doen, was om gehoorsaam te wees, om eensgesind te wees, om in vasting en gebed te bly, en te leef tot eer van die Here, in die vrees van die Here. Kom ons som op. Toe die 12 uit die oppersaal gekom het, vol van die Heilige Gees, het hulle die hele bekende wêreld omgekeer. Vandag het ons kerke byna om elke hoek, maar die omgewing word nie verander nie. God wil weer duidelik maak waarom hy sy seun na die kruis gestuur het. Kan die kerk eindig dieselfde as wat hy begin het? Ek bid dit. Skaars 23 jaar na Pinksterdag kom die vyand op 'n slinkse manier en Paulus vind dit nodig om die gemeente in Korinthe te vermaan, omdat daar skeuringe en partyskappe onder hulle is. 1 Korintiërs 11, vers 18 en 19. Die duiwel weet dat wanneer 'n gemeenskap geskeur is, dit kragteloos is. En dis vandag nog so, dieselfde. Pleks van te veg vir siele, word onder mekaar geveg. 1 Korintiërs 11 vers 30. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en 'n aantal het ontslaap. Daardie gelowiges se getuienis was swak, het was siek, en baie het al teruggeval. Een groot faktor wat die getuienis verswak, is onvergewingsgesindheid. Ons dien almal dieselfde God, en ons gaan saam by mekaar in die ewigheid staan. Nadat Jesus opgestaan het, stap hy in die vertrek in waar sy disippels by mekaar is. En hy kon daar vir Petrus gesê het, man, jy het my verraai, daar voor 'n diensmeisie, 3 maal. Hy kon nie ander verwyte te hulle gesê, toe ek gearresteer is die dag in die tuin van Getsemane, het julle almal weghardloop. Maar hy sê dit nie. Wat sê hy vir hulle? Vrede vir julle. Hy het hulle vergewe daarvoor. Ek en jy kan na iemand toe stap, wat ons te nagekom het, en wat ons seer gemaak het, en sê vrede vir jou, ek is lief vir jou in die Here. Jy maak 'n keuse om dit te kan doen. En daardie verhoed jy tweedrag in die liggaam van Christus, as gevolg van ou wonde en seer, wat 'n mens aan vasklou. Die gelowige moet weier om toe te laat, dat tweedrag ontstaan tussen broeders en susters. As jy in Christus Jesus geglo het vir jou redding, deur genade alleen, dan is jy my broeder en my suster, en het ek jou lief aan Christus Jesus.
Ons het toegelaat dat ons verdeeld raak deur onbenullige dinge, nie net vir onvergewingsgesindheid nie. Ons raak verdeeld oor die wegraping. Een glo daaraan, die ander glo nie daaraan nie, en dan beklei ons daaroor. Wat maak dit saak? Wanneer die trein gaan vertrek, blaas hy sy toeter. En dan moet jy klim of jy bly agter. Ons is verdeeld oor of ons Kersfees gevier moet word. Of ons op 'n Sondag moet kerk hou. En nie op 'n Sabbat nie. Wat Saterdag is nie. Kan ons nie oor een saak saamstem nie. Dit is dat ons die aandoening met krag deur die Heilige Gees so baie nodig het om God se werk te doen. En nie toelaat dat dinge wat niks beduidend is, ons visie verduister nie. Ek sluit. Ons het verskille. Ons dink nie almal dieselfde nie. Ons hoef ook nie. Ons lyk ook nie almal dieselfde nie. Maar ons het mekaar in die liggaam van Christus baie nodig om mekaar te ondersteun, om te bid, om saam te vas, om saam werk vir die Here te doen, om saam siele te wen vir Jesus, die hemel volmaak en die hel leegmaak. Mag die Here u seën. Amen.